Vandag sluit ons af met Daniël 9 vers 27. Nou hier in Daniël 9 vers 27, die 27ste vers, hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuels van gruwel sal daar 'n verwoester wees. Dit was nog altyd die standpunt van die kerk, dat ons nie nodig het om die antichrist per se te identifiseer nie. Aangesien ons weet dat die kerk reeds in die wegraping gedeel het by die tyd, dat die volle openbaring van die persoon van die antichrist sal plaasvind. Dis tog mos nou baie duidelik, uit 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 3 tot en met vers 9, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek het altyd vir julle gesê toe ek nog by julle was nie? En nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou, uit die weg geruim is. Dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. Ons weet dat die hy wat teehou is die kerk van Jesus Christus, wat die antichrist teehou op hierdie stadium, dat hy nie kan geopenbaar word in wêreldgeskiedenis nie, maar hy sal wel op die regte tyd geopenbaar word. In Daniël 9:27 het ons die antichrist, die gruwel van die verwoesting. Hierdie persoon wat 1 week lank, dis 'n profetiese week, in ander woorde, dis die laaste 7 jaar van Daniël. Dit is in ander woorde die 70ste week van Daniël. Want u moet in gedagte, ons het die afgelope 2 weke gesien, dat 69 van die 70 weke is reeds vervul in die geskiedenis. So met gevolg is daar bly net 1 week oor, die laaste profetiese week. En daai profetiese week van 7 jaar staan dan ook in die Bybel bekend as die groot verdrukking in Matteus 24 vers 21 en ook in Openbaring hoofstuk 6 en Openbaring hoofstuk 7 veral, daar kan u dit ook sien. Maar wat ek nou net wil terugkom hier, die antichrist as die gruwel van die verwoesting, hy is die ene wat, as ons nou nader in die Bybel na hom gaan kyk, ons sy name kan sien, sy oorsprong, sy heerskappy en sy werking met die Joodse tempel, sy handlanger, die valse profeet, en ook sy eindbestemming. Ek sal graag al hierdie wil aansny vandag, en kom ons kyk hoe ver kan ons kom met dit. Die antichrist is die man van die oomblik van die 70ste week. Hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. Nou wie is hierdie hy? Die antichrist, Jesus verwys ook na hom in Matteus 24 vers 15, die gruwel van die verwoesting, en hierso staan in vers 27, op die vleuels van gruwel sal daar 'n verwoester wees. Kom ons kyk net vir 'n oomblik na die name van die antichrist. Daar is baie name in die Bybel wat vir hom gegee word. Die woord antichrist, soos wat ek dit nou sê, antichrist, word net deur die apostel Johannes gebruik. En dit is in sy sendbriewe. U lees daarvan in 1 Johannes, hoofstuk 2, vers 18. Kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, en dan in vers 22, wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist, wat die Vader en die Seun loon. En dan ook in die tweede sendbrief van Johannes, hoofstuk 1 vers 7, baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, dit is die verleier en die antichrist. Nou letterlik beteken antichrist teen Christus of in plaas van Christus. Nou daardie Griekse voorsetsel anti, in samestelling of komposisie beteken ook en stel voor vervanging. Dus ons kan ook sê om die plek in te neem van. Dit wil dus sê, en daarom kan ons praat van valse Christus. Die antichrist is die valse Christus, die valse Messias. En die verband waarin die woord gebruik word is gewoonlik om opposisie
te impliseer. In ander woorde, hy staan teenoor die ware Christus. Dit wil sê, die antichrist, die valse Christus, staan teenoor Jesus Christus, die Seun van God. Daar is twee kontekste waarin die woord gebruik word. Die een konteks is die gees van die antichrist, soos ons lees in 1 Johannes 4 vers 3, waarin ons weet dat daar baie antichriste die wêreld ingegaan het, en dan het ons 'n klein letterwoord by antichriste. Maar as dit kom by die antichrist, die persoon van, die spesifieke persoon, dan word dit altyd gebruik in die hoofletter in ons Bybel, dis hoe dit vertaal is. In hierdie konteks is enige iemand wie teen of poog om 'n substituut vir Christus te wees, dis nou die gees van die antichrist, is 'n antichrist. Maar dis nie die konteks waarna ons vandag wil kyk nie. Ons wil kyk na die spesifieke persoon, die antichrist, die een wat hierdie 7 jaar verbond gaan kom sluit met Israel en sy Arabiese volkere nasies rondom hom, wat die 7 jaar groot verdrukking inlei, en dit wat alles daar gebeur rondom die persoon. Nou, vir hierdie persoon, die antichrist, vir daardie persoon, gebruik die Bybel baie verskillende name. Behalwe die antichrist, soos in 1 Johannes hoofstuk 2, lees ons ook van dieselfde persoon in Daniël 7 vers 8, as die ander horing. Ons weet daar kom 'n klein horingkie op, wat hy word ook genoem die ander horing. Hy word ook genoem in Daniël 9 vers 27 en Matteus 24 vers 15, die gruwel van die verwoesting. En dan in 2 Tessalonisense 2 vers 3, die mens van sonde, en ook die mens van die verderf. En in vers 8 van 2 Tessalonisense 2, die ruiter op die wit perd, Openbaring 6 vers 2, maar in vers 8 van 2 Tessalonisense 2, die ongeregtige, dit wil sê die wettelose. So ons het die antichrist, die ander horing, die gruwel van die verwoesting, die mens van sonde, die seun van die verderf, die ongeregtige, en in die konteks van Openbaring 6:2, die ruiter op die wit perd, en dan terug na 2 Tessalonisense 2 toe, die teestander. In die boek Openbaring word ook na hom verwys in Openbaring 13, Openbaring 19, Openbaring 21 as die dier. En dan in Daniël 11 vers 40, die koning van die noorde. En in Johannes 5 vers 43 verwys Jesus na hom as die ander een wat in sy eie naam kom. Daar's nog ander name, die Assyreen, Gog en al daardie name wat gegee word in die Bybel. Ek wil net sê, hierdie wat ek nou vir u genoem het, is baie spesifieke name wat in die antichrist gegee word, wat sy karakter omskryf, sy koms van waar hy kom omskryf, en dit waarna toe hy streef omskryf, en ook wat sy doelwitte is. Nou, behalwe vir die name van die antichrist, is die Bybel baie duidelik oor hierdie persoon wat vervulling bring in die 70ste week van Daniël, van alles wat gesê was, die laaste 7 jaar, in die 7 jaar groot verdrukking, het ons ook baie dinge wat in die Bybel gesê word rondom die oorsprong van die antichrist. Die antichrist sal heel waarskynlik van heidense afkoms wees, dit wil sê 'n nie-Jood, en die rede daarvoor is, ons mag nooit vergeet, dat die konteks waarbinne die antichrist gaan opereer, is dat hy is mos die laaste heidense wêreldkoning, of poog om wêreldkoning te wees. In myns insiens sal hy nooit oor die hele aarde kan regeer nie, dit is sy doelwit, maar voordat hy oor die hele ganse mensdom in totaliteit kan regeer, sal Jesus Christus verskyn. Maar jy moet nie uit die oog uit verloor nie, dat die 70ste week van Daniël is mos die einde van die tye van die nasies. In die hele 70 weke gaan mos oor heidense nasies wat Israel vertrap. So, die tye van die nasies word mos beheer en regeer deur heidense volkere met oorheersing oor Israel. Dan is dit mos nou net vanselfsprekend dat die antichrist as die laaste heidense wêreldkoning, wat die heidense wêreldheerskappy wil afforceer op Israel, dat hy mos van heidense afkoms sal wees. So, want die tye van die nasies eindig, Lukas 21 vers 24, Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies volbring is. Nou, dit kan mos alleenlik so wees op die dag wanneer Jesus Christus terugkeer na die aarde toe, vir sy wederkoms. So die heidense koning wat in beheer daar gaan wees, moet mos dan nou die antichrist wees. Let asseblief ook op die volgende rondom sy herkoms.
Die antichrist volgens Daniël 7 vers 8 verskyn, die ander horingkie verskyn uit die 10 horings. Nou ons weet uit Daniël 7 vers 8 dat daai 10 horings is mos die saamgestelde Romeinse ryk, of dan die 4de dier in Daniël 7 vers 7 en 8. Dit is baie belangrik om dit te verstaan, want die 4de dier, Daniël 7 vers 7, verskyn uit die mensesee. Maar hierdie mensesee verwys na die heidense mensdom, want al 4 diere van Daniël 7 verskyn mos uit die see van die mensdom, maar almal heidense volke. Jy kan dit mos nou lees in Daniël hoofstuk 7, en dit word mos so herhaal in Openbaring 13, 1-5, en Openbaring 17 vers 15. Nou, hierdie 4de dier, wat heidense nasies voorstel, maar spesifiek hier die Romeinse koninkryk, gedurende die tye van die nasies, weet ons mos, Jerusalem word vertrap, tot daai tyd volbring is, en die antichrist, die klein horing, of dan die ander horing, kom uit daardie 4de dier se horings. Dit wil sê, dit korrespondeer baie goed, en baie duidelik, parallel, konsekwent, met Daniël 2, want Daniël 2 het ons mos Babylon, Medo-Persië, Griekeland en die Romeinse ryk, en dan die 10 tone van die beeld van Daniël, wat korrespondeer met die 10 horings van die 4de dier in Daniël 7, dit is mos uit hulle uit, wat die antichrist mos sy verskyning gaan hê. Dan wil ek ook bysê, die mens van sonde, die seun van die verderf, die teestander, al 3 daardie benamings van die antichrist, vind u in 2 Tessalonisense 2, en sy koms is volgens die werking van Satan. Dit is nou 2 Tessalonisense 2:9. So dit beteken daar is 'n bonatuurlike ingryping van Satan in die hart van die mensdom, wanneer die antichrist sy verskyning gaan maak. Wat ons ook weet is, die dier, die antichrist van Openbaring 13, vers 2-8, ontvang, volgens wat daar staan in vers 2 van Openbaring 13, sy krag, sy troon en sy mag, direk van Satan. Dan moet ons ook onthou, dat hierdie dier, die antichrist, sy verskyning sal geografies in die ou Romeinse ryk plaasvind, wat ook die Midde-Ooste insluit. So in ander woorde, die Europese lande, die Noord-Afrika lande, al hierdie lande rondom die Middellandse See, wat die Romeinse ryk bevat het, die domein van al hierdie lande rondom die Middellandse See, is alles die area, geografies, waarbinne die antichrist homself gaan vergestalt. En die klein horingkie, of die ander horingkie, die antichrist se verskyning, uit die 10 horings van Daniël 7, die ou Romeinse ryk, of dan die herleefde Romeinse ryk in die laaste dae, weet ons as baie pogings aangewend om die 10 horings te identifiseer, wat aan hierdie profesie voldoen. Want hierdie 10 horings korrespondeer mos met die 10 tone van die beeld van Daniël, want dit is 2 parallelle. Want onthou, die beeld van Daniël was mos wat 'n mens gesien het, Nebukadneser in sy droom, terwyl Daniël 7 is wat God aan Daniël in 'n gesig geopenbaar het, maar hulle korrespondeer almal met mekaar, en dit is mos nou op band, en ek het dit in 'n geskrewe vorm beskikbaar as jy belangstel om dit te kry. Ons kan nie anders as om te aanvaar dat hierdie 10 koninkryke nog in die toekoms moet verrys, dat 3 van hulle omvergegooi sal word deur 'n ander een wat tussen hulle uit opkom, Daniël 7 vers 20, en dat die koninkryk van Israel eers hierna opgerig sal word, Daniël 7 vers 26 en 27, ingewy deur die verwoesting van hierdie koning, die antichrist en sy ryk, Daniël 7 vers 11 en vers 25 en 26. So u kan by nou al baie duidelik verstaan, dat in Daniël 7 van vers 7 tot 26, gaan jy al hierdie verklaring self kan lees. Die heerskappy van die antichrist, behalwe vir die naam en die oorsprong, wil ek net vir 'n oomblik hier aandag vestig op sy heerskappy. Hy word voortdurend in die Bybel beskrywe en aangespreek as die een wat hom groot hou bo God en lasterlike dinge uitspreek. Byvoorbeeld, Daniël 7 vers 8, en ek haal verbatim aan, dis wat daar staan, 'n mond wat groot dinge spreek. Daniël 7 vers 20, hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gespreek het. Daniël 7 vers 25, hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste. 2 Tessalonisense 2 vers 4, die teestander wat hom verhef bo
al wat God genoem word. Steeds in vers 4. Sodat hy in die tempel van God, as God sal sit, en voorgee, dat hy God is. 1 Johannes 2 vers 22. Dit is die antichrist, wat die Vader en die Seun loon. Openbaring 13 vers 5. En 'n mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslasteringe uitspreek. Openbaring 13:6. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Nou hier, verbatim wat ek nou aangehaal het, uit al hierdie skrifverwysinge, kan ons baie duidelik die volgende aflei, dat hy is die een wat hom groot hou bo God, hy laster teen God, hy sal beheer hê, hy sal heers oor 10 koninkryke in die ou Romeinse ryk, die 10 tone van die beeld van Daniël, wat daarmee korrespondeer, van Daniël 2 saam met Daniël 7, die 10 horings van die 4de dier, Daniël 7, wat ten tye van die middel van die groot verdrukking, in der waarheid die herleefde Romeinse ryk sal wees, uit hulle uit, hierdie heidense volke, sal die antichrist sy verskyning hê, hy sal die ou Griekse ryk, die luiperd laat herleef, Daniël 7 vers 6, Openbaring 13:2, hy sal ook die karaktertrekke hê van Medo-Persië die beer, Daniël 7 vers 5, Openbaring 13 vers 2, en Babylon, die leeu, sy karaktertrekke sal openbaar, Daniël 7 vers 4, Openbaring 13:2. Hy sal heerser wees oor die gebied van die 7 koninkryke uitgebeeld deur die 7 koppe van Openbaring 17. Baie interessant, Openbaring 17 vers 3. Jy moet net baie mooi daar gaan lees, ook in vers 9 en vers 10. Nou, die antichrist sal sy opgang maak, deurdat hy aan Israel 'n vredesverbond van 7 jaar bewerkstellig, om vrede tussen Israel en sy Arabiese bure te verseker. Dit is waarvan Daniël 9 vers 27 praat. Hy sal 1 week lang, hierdie persoon van wie ons die hele tyd praat, met baie 'n sterk verbond sluit. Maar die verbond gaan rondom vrede vir Israel in die tydperk van die laaste week van die 70ste week van Daniël, of van die 70 maal 7 weke, in ander woorde, die totale tydperk van 490 jaar, het mos nou 1 week nog uitstaande, die laaste 7 jaar. 483 jaar is mos nou klaar volbring, daar bly mos nou 7 jaar oor. Nou hy wil mos nou, wanneer hy gaan verskyn, na die wegraping, as die wegraping byvoorbeeld vanaand sou plaasvind, dan in die volgende week of maand of wat, sal die antichrist op die wêreldtoneel sy verskyning maak, en dan sal hy 'n verbond sluit met Israel en sy Arabiese nasies, en dan gaan hy hom as daardie persoon op die wêreld laat geld. Nou ons weet hy gaan verskyn uit die Romeinse ryk, so in ander woorde, hy moet uit die Europese, die Noord-Afrika, die Midde-Oosterse lande, moet hy homself vergestalt, en dan weet ons in die helfte van die week, gaan hy die verbond verbreek, want het staan mos so in Daniël 9:27, en gedurende die helfte van die week, sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, so dit is net die eerste 3,5 jaar kry sy opgang, en die tweede 3,5 jaar, dan gaan hy draai teen Israel, wanneer die verbond verbreek word, en dan gaan hy ook slagoffer en spysoffer laat ophou. So dit beteken, dat die tempel wat nog nie staan nou in Israel nie, moet gebou word, voor die middel van die 7 jaar groot verdrukking, want as hy gaan 'n 7 jaar verbond sluit vir die 7 jaar termyn, en hy in die middel van die termyn die verbond gaan verbreek, en hy slagoffer en spysoffer laat ophou, is dit mos vanselfsprekend, dat die tempel dan moet staan, en die tempeldiens mos weer hervat word. Nou is die argument, maar dan kan die wegraping mos nou vandag plaasvind nie, want waar is die tempel? Die punt is net, die antichrist gaan eers in die middel van die 7 jaar groot verdrukking, in die tempel van God sit, en voorgee dat hy God is. Volgens 2 Tessalonisense 2, gaan hy in die tempel sit, en voorgee dat hy God is. Volgens Daniël 9 vers 27, gaan dit eers gebeur in die middel van die 7 jaar groot verdrukking. So, al sou die wegraping vandag plaasvind, is daar nog 3,5 jaar vir die Jode om hulle tempel te bou, om aan hierdie profesie vervulling te gee. Die antichrist sal dan die gruwel van die verwoesting profesie vervul, wat Jesus uitgespreek het, in Matteus 24:15. Hy sal hom tot God verhef, 2 Tessalonisense 2:4, en hy sal eis dat hy aanbid moet word, Openbaring 13. Gaan lees die hele hoofstuk van Openbaring 13. Die ontvangs van die getal van die dier, die 666, sal op hierdie tyd verpligtend wees, want wat nou gaan gebeur in die laaste 3,5 jaar, gaan die mense in die wêreld forceer word om die 666 te ontvang. Hy gaan oorlog maak teen die Jode, die volk van die heiliges, Daniël 7, Daniël 9, Matteus 24,
2 Tessalonisense 2, Openbaring 13. Dit is wat alles gaan gebeur. Hy sal ook poog om die wie die getuienis van Jesus Christus hou om te bring. Dat hy in die Joodse tempel in die dae van die groot verdrukking gaan sit, is gewis en verseker. Inteendeel, daar's 4 skrifgedeeltes in die Bybel, 4, wat beskrywe 'n tempel in die laaste dae, spesifiek met die oog op die middelgedeelte van die 7 jaar lange groot verdrukking. En elke gedeelte van hierdie 4 skrifpassasies raak die 3de Joodse tempel, naamlik die groot verdrukking tempel. Nou ja, ek kyk verskriklik uit om volgende week met u te praat oor die Antichrist en die Joodse tempel, en die Antichrist en